En die Here daag jou uit op vlakke. Ek weet nie waar jy in jou wandel met die Here is nie, maar die woord leer my dat dit van geloof tot geloof is. Jou wandel met die Here begin in geloof. En dit gaan van geloof tot geloof, sê die woord in Romeine 1:17. So ek moet elke keer vir die Here sê, ek vertrou U vir meer. Ek vertrou U vir meer om 'n invloed en 'n impak erns te hê in iemand se lewe. Hy's 'n kosbare broer in die gemeente en hy het kontak met die hoof van die ZCC, Leganiani of Barabbas Leganiani. Dit so 5 miljoen mense onder hulle. En my begeerte is dat ek 'n deur, die dag wanneer ek 'n deur by hom in het, met hom sal kan deel, want daardie beweging het suiwer begin, en iets het hulle van die pad afgevat. En omdat ek glo in die toekoms van hierdie nasie, geel, bruin, wit en swart, moet ons die Here vertrou om ernstige impak te hê. En dat jy 'n woord kan deel wat kan skeiding bring tussen gees en siel. En niemand kan terugbring op 'n spoor. Ek sit gister met 'n pa en deel en hy sê, my kind is getroud met 'n Jood en my kind het nou net vir my laat weet, hulle ontken die Christendom en hulle word Jode. Dit het met een van ons sendelinge in Israel gebeur. En ek het net gehuil. Jy sien, Paulus het so 'n probleem met die Judaïste gehad die hele tyd, want Judaïsme, ek dink dat as ek die feeste vier, Shabbat hou, al hierdie goed hou, ek iets by die Here kan verdien. As ek bid met 'n talit, as ek 'n yarmulke dra, 'n kippa. Jy sien al hierdie goedes, as jy in Israel kom, en ek is eersdaags weer daar, dan vat ek die groep by die klaagmeer, en hulle skei die mans van die vrouens, en dan kom jy by die klaagmeer, en dan staan die Jode daar en bid, dan vat ons, steel nie, maar ons haal papiertjies uit die muur uit, dan kyk ek na die papiertjies, dan lees ons, dan wil jy huil. Here, waar is U? Here, hoekom kan ek nie U stem hoor nie? En die hartseer wat jy beleef, dan gaan ons, en ons gaan bid oor daardie papiere. Iemand wat, terwyl ek daar staan, 'n familielid bel in New York, en die selfoon teen die muur en sê, bid, ek het die telefoon teen die muur. En weet jy, dis al, die klaagmuur, is al wat oor is van die tempel. Daar was 'n tempel, daar was offers, en daar in die allerheiligste het God gepraat, maar vandag is die stem dood, totdat hulle tot die Here bekeer. In die ou stad, toe ons eerste keer gaan, toe was ek bewus van so 3 gemeentes wat die Here Jesus bely, en wat Jesus verkondig. Vandag is ek bewus van 93. Daar's Jode in die ou stad, aan wie die Here verskyn het, 2 broers, die Here het apart aan hulle verskyn. Maar jou geloofsverwagting, Here, maak vir ons meer deure oop. Here, help ons om in te gaan in 'n plek en 'n impak erns te hê. En daarom wil ek met jou deel vandag in hierdie begrip van ek glo in wonderwerke, 'n geloofsverwagting. Gister vir die eerste keer kom 'n jong man met 'n reistool uit en ek sê vir hom probleem, hy sê hy het pyn in sy rug. Ek het hom nie gevra presies wat gebeur het nie, en hy het pyn in sy sy, en toe ek vir hom bid, onmiddellik raak die Here hom aan. Vir die eerste keer kan ek regtig sê in die bediening, hy's 18 jaar in 'n reistool, is ek amper verbaas dat hy nie opstaan nie. Daar kom 'n tyd dat die Gees van God die gemeente tot volwassenheid gaan bring, en daar uitstaande wonderwerke gaan plaasvind. Maar daar's 'n commitment wat nodig is in jou en my wandel met die Here. Ek is hierdie jaar 39 jaar getroud, en as ek eintlik vandag moet terugstaan van die kansel, en my vrou hier laat staan, en dat sy met julle kan praat en sê hoe dit regtig in ons huis gaan. Dis waar die Here ons uitdaag. Hoe gaan dit by my huis?
in die uitdagings, die krisisse wat ek daar het. Bid ons saam as 'n familie, vertrou ons die Here saam vir wonderwerke. Is daar 'n verwagting? Ek wil terugkom na die man, wie se dogter die Christendom opgee, nou dat sy met die Jood getroud is. Hy sê hulle het gesit toe hulle trou, vir my gelieg, gesê hulle gaan sendingwerk doen aan 'n kant. Eintlik vind ek uit, hy haat Suid-Afrika. Hy sê, het jy hoop vir my dogter? Sê Filippense 1:6 sê, die goeie werk wat ek begin het, sal ek volbring tot die dag van Jesus Christus. Bly die Here dankie sê vir jou dogter. Bly die Here loof en prys. En bid vir hulle. En kyk wat die Gees van God gaan doen. Sien, ek en jy kan nooit kom. Die oomblik wat ek twyfel in my wandel met die Here het, word ek 'n persoon van twee gedagtes. En daar moet 'n verwagting wees by jou die hele tyd. Vanoggend 4:00 toe ek opstaan, verwag ek 'n SMS, die ouetjie het opgestaan uit die reistool uit. En ek ken nie dit nie. Dis asof die Here my by 'n plek bring en sê, ek wil ver beweeg bo wat jy voorheen my voorvertrou het. Nou, ek en jy het 'n vyand. Psalm 143 vers 3 sê dat ek en jy 'n vyand het, as ek dit net op die skerm kan kry. Psalm 143 vers 3. Hy sê dat ek en jy 'n vyand het wat ons mee sukkel. Ek wil net hierdie gedeelte lees hier. Ek skryf gewoonlik my skrifgedeeltes uit, maar ek het bietjie laat in die bed gekom. Hy sê hier in Psalm 143, hy sê in vers 3 hier, want die vyand vervolg my siel, hy vertrap my lewe teen die grond, hy laat my woon in duisternisse, soos hulle wat lankal dood is. Nou, Dawid bid om gou verlos te word van sy vyand. En dan sê in Korintiërs 15, as Paulus vir die gemeente in Korinthe skryf, hy sê, want hy, die Here Jesus, moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Hy is die hoof, ek en jy is sy voete. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Nou ek sien, elke krankheid is 'n vyand van die Here. Want hy sê in Handelinge 10:38, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe hy die land deurgereis het, en almal genees het wat onder die mag van die duiwel was, want God was met hom. En dat daar 'n tyd moet kom, waar ons in die geveg teen die vyand beleef, wat die Here Jesus beleef het, tot 'n volwassenheid gegroei het, dat hy dit aan ons kan toevertrou. Nou hierdie vyand wil ons weghou van die Here en van die woord. Hy wil hê dat jou lewe 'n lewe van rebellie moet word. Rebellie omdat jy dinge sien wat ongeregtig is. Ek het net gewonder vandag, is die 6ste dag wat Amerikaanse staatsdiens gesluit is. As jy hoor wat aangaan, is totale chaos in Amerika. Waar's die wêreld? Ek kry nou net 'n blad hier van Israel. Sê die Midde-Ooste is aan die brand. Daar's oproer en deurmekaar goed in die wêreld. Maar waar staan ek en jy? Dan gebeur goed nie soos wat ek en jy wil hê nie, dan laat ons rebellie toe. Teen die Here, teen sy woord. Sodat jy letterlik nie 'n lewe lei van verwagting nie. Die vyand weet dat die woord van God vrymakend is. Die woord sê in Johannes 10 of Johannes 8 vers 32, 36, en julle sal die waarheid ken. Daai woord ken is nie weet van nie, maar intiem bekend wees met. En die waarheid sal julle vrymaak. Dan sê vers 36, hulle antwoord hom, eintlik vers 36, hy sê, en as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Waarlik vry wees. Nou wil die Here ons leer, want die vyand wil hê, jy moet glo, dat hy mag het, dat hy alwetend is, dat hy alomteenwoordig is. Nou gee ek boedel oor. In Johannes 8:44 kom die Here, en hy wil ons iets van die vyand vertel. En hy sê vir ons, julle het die duiwel as vader, praat hy met die Jode, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Is interessant, sy Joodse volk, en hy sê, julle het die duiwel as vader.
Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Nou vir 'n tydperk was Satan in die waarheid, toe hy in die hemel was, toe hy die Gerub was wat beskit het, en toe het hy begin rebelleer teen God, en hy verloor toe sy plek van heerlikheid. Nou die vyand het 'n plan vir jou lewe. By geboorte het die vyand 'n plan vir jou lewe, maar God het 'n plan vir jou lewe. En daarom, baie keer is dit so belangrik dat ouers verstaan, dat 'n ouerpaar kom, en hy wil vir hulle kind 'n naam gee, waarvan ouma en oupa nie noodwendig hou nie. Maar daar's iets in ouers se harte, wat sê, dis wat hierdie kind se naam moet wees. Toe ons eers begin leer, dat jy met jou baba kan praat, in die moeder se baarmoeder, en hier's 'n paartjie in die gemeente, en hulle vind uit, 6 maande verwagtend, sy seentjie, hulle gaan hom Daniel noem. Dan kom hy, dan sit hy sy hand op sy vrou se maag, sê, hallo Daniel, dan skop hy, opgewonde. Dan sê ons dink, ons gaan jou naam dalk Johannes noem, doodstil. Sê, o jy is gelukkig met Daniel, skop hy. Jeremia, in die moeder se baarmoeder, het 'n plan gehad. En dis waarom God het met Jeremia 'n plan gehad. God het 'n plan met jou kind. En dis so van kardinale belang, dat ek verstaan, dat die Here daai kind vir jou gee as ouers, want hy wil daardie plan deur jou in vervulling sien kom. Nou die vyand se plan is om ons weg te hou van fellowship. In Suid-Afrika is die persentasie van mense wat glad nie meer in 'n kerk behoort nie, raak aan 60%. Dis die land waarin ek en jy geglo het, dis 'n land waar die Here is. Maar ek glo nog, te midde van die negatiewe, dat ons die Here gaan sien beweeg. Die Here wil, of die vyand wil jou weghou van konstante fellowship. Want wanneer jy fellowship het, het jy 'n belewenis van die Here se krag. Verlede week is ek op 'n kamp in Middelburg, en daar's 'n man wat die Here aanraak, en onmiddellik begin hy loop, 'n bloedklont in sy been. Dan kom 'n seun van 16, hy sê, oom, vir die eerste keer het ek die krag van God gesien, kan ek Jesus aanneem asseblief? Hier by die kinderkerk is ons begeerte om die kinders die bonatuurlike te leer, want daar buite, televisie, alles wat op die skerm is, bied vir die kinders enigiets aan. En nou moet ek en jy kom, vir die kind sê, daar's meer. Die vyand wil jou isoleer, sodat hy jou kan ontmoedig en kan ontwapen. Die oomblik wat hy jou isoleer, hy laat jou voel, jy's kragteloos en verslaan. En moedeloos is moedloos. As jy hoop verloor, word jy ontmoedig. Jy word hopeloos. Depressie en die graf is jou voorland. Jy mag dalk nog nie dood wees nie, maar jou lewe verval in 'n groef, en jy loop net in sirkels. Daar's niks nie. Jy staan nie op met 'n geloofsverwagting, elke dag, dat die Here jou kan ontmoet nie. In 1 Samuel 30 vers 6, Dawid vlug vir koning Saul, en hy het 'n klomp mense, soort van al die mense wat gevlug het vir die gereg, sluit by Dawid aan. En nou bly hulle by die Filistyne in Siklag. Hulle gaan uit om oorlog te gaan maak, en toe hulle terugkom, is Siklag afgebrand tot op die grond. En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskap het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. In 'n sin beleef elke mens se Siklag. Daar kom 'n tyd in jou lewe wat alles uitmekaar uitval. Alles is afgebrand. Die dief het kom steel. Die dief het kom verwoes. Miskien het hy op 'n manier kom verwoes en kom steel wat jy nie verwag het nie. Dit wat kosbaar is van jou gesteel. Jou familie. Ek staan
by my prokureur, net voor hy dood is. Hy is in 'n groot prokureursmaatskappy, die grootste in die stad, bring 'n ander prokureur aan as 'n vernoot, en hy vertrou hom toe met alles. En die jonger prokureur steel die hele firma onder hierdie man uit. Nou lê hy op sy sterfbed, en hy moet vryspreek. En voor hierdie man kan vryspreek, is hy dood in 'n motorongeluk, die prokureur. En nou sit jy en hy sê, ek het hierdie man soos my kind groot gemaak. En hy draai sy rug teen my. Hoe deel jy met so iets? Ons het almal in 'n sin 'n siklag. En die woord sê, die manne het gehuil, tot hulle nie meer kon huil nie. Dit wat kosbaar is, jou familie, het die vyand van jou kom steel. Alles is afgebrand, tot op die grond. Nou tree ons op soos Dawid se manne. Ons word kwaad. Ek word kwaad. Ek het hierdie week met my vrou my vasvat, want hier's 'n vrou in een van die Arabiese lande, verkragt deur 7 mans. Ek gaan kyk op die internet. Sy gaan toe na die autoriteite toe. Hulle straf haar met 90 houe. Toe 'n prokureur kla, toe maak hulle dit 200 houe. En onmiddellik sê ek, man, hierdie klomp moslems, ons moet goed gaan doodskiet. My vrou sê, sien jy, daar's iets in jou hart, wat die Here nog nie kan vertrou nie. Jy wil die reg in jou eie hand neem. Ag, Here, vergewe my. Sien, daar's soveel ongeregtigheid. Hierdie meisie, verkragt deur 7 mans, geskend, haar rug lyk soos rou lewer, soos laag geslaan het. En sy is onskuldig. Maar daar's soveel ongeregtigheid onder die Sharia wet. Maar wat is jou en my verantwoordelikheid? Om sout te wees waar die vleis vrot word, lig waar dit donker is. Efesiërs 4 vers 26 en 27. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn. En gee aan die duiwel geen plek nie. Hier's jou wandel met die Here en jy word kwaad. En as jy nie deel met die kwaad nie, sê die duiwel, net vir jou gewag. Geweet jy gaan kwaad word. My neef speel teen 'n ou tennis en hy sê, ek gaan jou wen. Hy sê, ek skryf op hierdie papier hoekom ek jou gaan wen. Ek sit hom onder die klip. En toe hulle klaar is en hy gewen het, gaan haal hy die papiertjie uit en sê, jy gaan kwaad word. Dan gaan jy verloor. Wanneer ons kwaad word, gee ons die duiwel plek en ons verloor. Ons maak soos hierdie manne van Dawid, ons murmureer. Om te murmureer is om saam met die probleem te praat. Jy praat saam met dit wat negatief is. Jy praat die probleem en jou geloof in die probleem groei. Dis ons versie vir vandag. Uit Spreuke 18 vers 20 en 21. Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. En van die opbrengs van sy lippe. En dan sê hy in Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong. Ons kan die versie sê, aanhaal, quoteer, maar verstaan ons regtig, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Onmiddellik toe ek oor hierdie ding van die moslems, sê ek, Here, maar so 2 jaar terug, het 'n moslem getuig, dat dit al verskyn aan 4 miljoen moslems. Here, wil jy nie aan hierdie klomp verskyn nie. Sien, nou begin ek die antwoord bid. Ek bid nie dat ek die regter word nie, want wat gaan ek doen? As ek nou wil gaan regmaak, gaan ek aantrek soos Rambo en ingaan en die ouens gaan uithaal en dan? Nie God se manier nie. Ek vind nooit dat die Here Jesus uit iemand klap nie. Hulle het hom geklap, maar hy klap nie terug nie. En dis baie keer baie moeilik. Ek het wel geleer in die bediening, want die een ou kom en hy getuig teenoor 'n vrou, en die priester, want hy was in een van die snaakse kerke, die priester is baie kwaad vir hom, en die priester kom sien hom, en die priester klap hom. Toe draai hy sy ander wang, toe sla die ou sy tande uit. Toe sê hy, Here, jy het gesê ek my ander wang draai, hy sê, maar ek het nie vir jou gesê, jy kan nie koets nie. Jy moet nigter en waaksaam wees.
Dawid het besef dat hierdie die einde kan beteken as hy nie iets hieromtrent doen nie. Dawid se manne wil hom stenig. Ek wil vir jou sê, in jou krisis, as alles afgebrand is, kan dit jou einde beteken, as jy nie iets daaromtrent doen nie. Wat gaan jy daaromtrent doen? For evil to flourish, we need righteous people to be passive and do nothing. Met die woord in jou mond en met die woord in jou hart kan jy jouself bemoedig. Die woord en die beloftes van die Here het Dawid bemoedig. En hy het sy geloof opgewek. En met geloof het waagmoed gekom. Waagmoed is wanneer ek vrymoedigheid het om op te tree. 1 Samuel 30 vers 7 en 8 sê, en Dawid sê vir Abiatar, die priester, die seun van Ahimelech, bring tog die skouerkleed vir my hier. Daarop het Abiatar die skouerkleed na Dawid gebring. En Dawid het die Here geraadpleeg. Nou in die Ou Testament het hulle kleed gedra met die Urim en die Thurim. Dis hoe die Here met hulle gepraat het. Ek gaan dit nie verduidelik nie. Nou in jou krisis, als het afgebrand, moet jy stop. Sien, Dawid weet, hy kan homself bemoedig, maar nou Here, wat wil jy hê moet ek maak? Want in jou krisis besluit jy, dis wat ek gaan doen. Dis hoe ek hierdie ding gaan oplos. Ek gaan hierdie ou ry, ek gaan hierdie ou dag vaar, ek gaan dit doen. Sal ek hierdie bende agterna jag? Die bende het nou net die familie, ek kan net die vers terugkry. Sal ek die bende agterna jag? Sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. Hy wag vir die Here. Partykeer wag ons nie. Ek tree op, nou is daar 'n herder wat lei, maar ek is hier voor, sê ek, Here, waar is hy? Sê ek, is nog daar. Jy het weggehardloop. Ek is nie by jou nie. Maar wanneer die herder lei hy my deur daardie doodsvallei. Hy lei my na waters waar rus is. Daar kom 'n rus in my hart. Hy lei my na groen weivelde. Maar as ek vooruit hardloop, gaan ek verkeerde afdraai neem. En ek gaan 'n verkeerde besluit neem. Om op die Here te wag is van kardinale belang. Andersins beleef jy 'n geloofskrisis. Dat wat jy gedink het geloof is eintlik presumption is. Die woord sal jou geloof gee om te kan terugneem wat die vyand van jou gesteel het. In 1 Samuel 30 vers 18 sê die woord, so het Dawid dan alles gered wat die Amalekiete saamgeneem het. Ook sy 2 vroue het Dawid bevry. Jy mag deur 'n transaksie gaan, deur 'n besigheid, 'n maatskappy maak toe en jy verloor en jy's op die einde. Jy kan dink jy kom terug, Dawid en sy manne kom terug, alles is afgebrand. Hulle sê daai manne het gehuil tot hulle nie meer kon huil nie. Ons het elkeen 'n suklag. Maar wat doen jy? Toe Dawid homself bemoedig in die Here, toe gaan hy toe sê, Here, wat maak ek nou? Nadat jy jouself bemoedig het, jy is reg om te hardloop. Wat maak ek nou? Want as ek weet, dis wat die Here vir my sê, dan weet ek dis die pad wat ek moet loop en die Here gaan my daar deurdra. Wanneer ons finansiële liese gelei het, wanneer ek en jy familie verloor het deur egskeiding, deur die dood, is 'n groot verlies. Ek wil kom en ek wil regtig met die gemeente praat. In egskeiding verloor jy dalk jou lewensmaat. Jou kinders verloor 'n normale huis. Hulle verloor 'n ma en 'n pa. Ek wil vra, en ek wil baie ernstig vra, en sê paas en maas, dis my versoek, moenie probeer om die kinders af te breek. As die kind by pa is, moenie die ma afbreek teenoor die kinders of andersom nie. Dis jou kind se ma. Dis jou kind se pa. As jy sal lewe praat, sal jy die lewe daarvan eet. En ek wil iets waag vandag. Die egskeidingssyfer in Suid-Afrika loop dink ek 53% eerste huwelike, 75% tweede huwelike, 83% derde huwelike.
En ek wil waag om te sê, omdat die paartjie wat geskei het, dood oor mekaar gespreek het, het hulle weer met die verkeerde maat getrou. Maar as jy lewe spreek, egskeiding is sonde, maar is nie die onvergeeflike sonde nie. Jy kan opstaan uit die situasie. Die Here kan dit kom beredder, want alles het afgebrand, maar spreek lewe. Ek wil vir ouers vra, moenie moeilik wees oor besoektye, vakansietye. Matteus 5 vers 43 en 44 sê hy, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Dis die Here Jesus by die bergpredikasie. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. As 'n paartjie dan geskei is en julle sien mekaar as vyande, hê mekaar lief. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hierdie is my so ernstig. Ons het te doen die hele tyd met gebroke situasies. Regtig gebroke situasies. En nou besef ek dat partykeer kan 'n ou 'n perfekte gesin hê. My vrou sit met my stil en sê vir my, Neville, daar's sekere dinge in ons huwelik en ek is 39 jaar getroud wat ek nie van jou verstaan nie. Sê maar, sy begin my nou verstaan. My ma's dood op 6 en ons is weggegee in die familie. So ek het eintlik nie 'n ma en 'n pa gehad nie. Nie 'n voorbeeld gehad nie. En daar is sulke diep wonde, dis waarom ons vrymakende waarhede aanbied. Maar ons vir volgende jaar begin met 'n kursus waar ons deel met gesinne wat net 'n ma het. En dan is die ma 'n Hitler ma, dan sê met die gesin regeer. Of net 'n pa het. Of hulle het 'n pa, maar hy's afwesig, werk al die tyd. My pa het by die huis gekom, hy was by die huis. Maar hy kon nie oor die Tweede Wêreldoorlog kom nie, want hy het nagmerries gehad van al die mense wat hy doodgemaak het. En brandewyn het hom getroos. So ek kon nie met my pa praat nie. Al wat ek ken is my pa half onder die invloed. En dit het 'n invloed op jou optrede. Oom PD het altyd gesê, oupa was 'n knor, nou is pa knor, nou is die kleinkind 'n knor, nou is knor se klein knor, bevoeterd se klein bevoeterd. En ons moet deel met daardie goed, want andersins sit ons met stikkende gesinne. Galasiërs 5:14 en 15, kom, want die hele wet word vervul, in een woord, die hele wet, naamlik jy met jou naaste lief hê soos jouself. Kyk wat koppel hy dan, maar as julle mekaar buiten opeet, pas op, dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Die een deur die ander. Ek het eendag 'n groep predikers bedien. Almal wat langer in die bediening is as ek. En dis van die stikkendste mense wat ek nog bedien het. Ons is by, en ek sal nie sê by watter denominasie nie. Ons is by 'n leraarskonferensie, seker met so 200 leraars en hulle vrouens. En die Here sê vir my die snaakste ding wat ek in my lewe nog by die Here gehoor het. Hy sê, gaan na hierdie een prediker se vrou en tel haar op soos 'n baba en dra haar. Nou, ek van nie almal se vrou optel nie. Maar tel hierdie vrou op. Hierdie vrouens begin snik. Toe is hierdie vrouens in die bediening so stikkend. Want hulle mans werk met mense, is nie by die huis nie. Partykeer het ons krisisse. Daar dag 'n ou by my huis op, hy sê, ek wil selfmoord pleeg, kom maar van Warmbad af, jy my help. Ek sê, ek het 3 maande laas my vrou erns geneem, ek neem haar vir ete. Hy sê, jy moet my nou help. Hy sê, anders gaan ek net hier selfmoord pleeg. En weet jy, ek skrik vir wat ek sê. Ek sê, doen dit net daar, dat ons nie die bloed hoef skoon te maak na die tyd. Ek gaan my vrou uitvat, anders het ek moeilikheid by die huis. Hy het toe nie selfmoord gepleeg nie. Vir hom gesê, ek bel iemand anders, ons sê jou oppas, maar ek kan dit nie doen nie. Ek het 'n familie. En jy weet, ek wil nie 'n familie hê soos my seentjie wat 'n brief skryf, terwyl hy in graad 5 is by skool. My pa se dominee is nooit by die huis nie. En ek sit en huil, want dis die waarheid.
Sien, ons het nodig om te verstaan dat die vyand wil dinge kom vernietig. En as ek is vandag, ek praat met die gemeente se familie, as my huis uit mekaar uitval, as ek my bruid nie kan oppas nie, wie gee my die reg om die bruid van die Here op te pas? Sien, ons werk deur krisisse, maar ek wil geloof hê vir 'n wonderwerk. Ek glo die Here kan gesinne herstel. Ek glo dat al is mense geskei, hulle hoef nie in oorlog met mekaar te leef nie. Want Romeine 5:5 sê, en hy sê vir elkeen, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die Heilige Gees, en as die kruis my fokuspunt en my basis van geloof is, dan soek ek nie vergelding nie. Ek soek nie vergelding in besigheid nie, ek soek nie vergelding in verhoudings nie, ek soek nie vergelding nie. Ek spreek ook nie dood nie, maar lewe. Soms wonder ek, hoekom ons so min wonderwerke regtig beleef. Maar ons stop nie vir 'n oomblik om voorraad opname van ons spraak te maak nie. Hoe meer jy op die negatiewe en die probleme gefokus bly, hoe meer groei jou geloof in die probleem. Hoe meer jy daaroor praat, hoe meer groei jou geloof dat hierdie ding nooit opgelos gaan word nie. Spreuke 15:15 in die Amplified Bible says the following. All the days of the desponding afflicted, I was despondent and I'd gone through affliction, are made evil by anxious thoughts and forebodings. As ek loof sê, sê nou maar net, wat as, skilder ek drogbeelde. But he who has a glad heart has a continual feast, regardless of circumstances. Ek wil ouers uitdaag. Kinders moet voel is lekker om huis toe te kom. Is lekker by my maats, was baie lekker by die huis. Is wonderlik by my huis. My huis is my belangrik. Is belangrik dat my familie gelukkig is en dat ons as familie by mekaar kom. En ons het nie baie dinge nie, ons het 'n budget gehad. Net 'n klein budget, Vrydaande dan eet ons uit. Nou kom my kinders sê, papa, waar eet ons hierdie Vrydag aand? Ek sê, ons budget is klaar, ons gaan uit eet waar? Uit blikkies in die park. Ons gaan uit eet. Ons gaan 'n bietjie uit. Maar papa, die park. Ek sê, wat's fout met die park? Ja, maar dalk is dit gevaarlik. Ek sê, glo jy dat die engel ons kan oppas? Ons gaan na waar dit lig is. Jy sien, as jy nie het nie, dan kan jy piknik kom hou hier agter in die tuin. Ek en jy moet 'n besluit maak dat ek en jy maak van die lewe wat ons van die lewe maak. Ek dink ek begin verstaan waarom gelowiges mekaar so genadeloos byt. Meeste van die kere het dit te doen met 'n genadelose, wettiese, dominerende vader. Ek verbaas my baie keer as ons met daardie die gees van gebondenheid, die leengees, en die gees van gebondenheid domineer. Ek gaan nie probeer om die 12 hoofdemoniese magte te verduidelik. As ons dit breek in mense, hoe hulle collapse. Dan het hulle groot geword in 'n huis wat hulle gedomineer was. So Sound of Music, almal is op aandag. Ons lewe is so kort. Kom ons geniet die liefde van die Here. Kom ons leer om mekaar te geniet. Meeste van die kere het hierdie genadeloosheid my genadeloos gemaak. Mense wat onder die wet leef, gooi graag klippe. Hulle byt, hulle wil stenig. As opofferende, lewe neerleggende liefde afwesig is, kan jy seker wees, die kruis is afwesig. Die kruis. En daarom is daar predikers wat sê, raak van die kruis ontslae. In die kerke, moenie 'n kruis om jou nek dra nie, want daar's die duiwel, die demone, of althans die sataniste, vervloek die kruise, gaaf. Nou, as jy hierdie R100 vervloek, is dit nog R100. As jy oor hom bid, is dit nog R100.
Moet ek bang wees om R100 te gebruik, omdat 'n ander hom vervloek? En die duiwel is slim. Hy wil hê jy moet dink. Hy wil nie hê jy moet toelaat dat die woord met jou hart deel en jou hart gedryf word. Daarom kom Jesus in Lukas 9:23 en hy praat van homself as die gekruisigde. En hy sê vir almal in Lukas 9:23, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Nou kom ek en ek het vergelding in gedagte. Ek neem 'n kruis op en ek vind nie dat die Here vergeld nie. Ek vind dat die Here Petrus vat nadat hy hom 3 keer ontken, sê Petrus, jy regtig lief vir my. Gee regtig vir my om. En ek gaan nie nou daaroor bedien nie. Maar die Here kom en hy toets regtig ons liefde. Die vyand het 'n plan en hy werk effektief as ons hom toelaat. Dink vir 'n oombliekie. Daar's diewe wat steel omdat hulle honger het. Hulle sal nie iets regtig waardevol steel nie, maar hulle het honger. Hulle sal steel omdat hulle honger is. Daar's diewe wat steel omdat hulle lui is. Hulle steel enigiets wat hulle in hande kan kry. Maar dan is daar die gevaarlike diewe. Hulle steel die waardevolle dinge. Hulle is gewoonlik hoogs gespesialiseerd in hulle beplanning om te steel. In die gelykenis van die barmhartige Samaritaan is dit interessant dat hierdie diewe het langs die pad hierdie man voorgelê. Hulle houding, wat joune is myne, en ek is bereid om jou dood te maak daarvoor. Dis gevaarlike diewe. Bereid om jou dood te maak. Want jou lewe beteken vir my niks nie. Maar die grootste dief is die een wat uit jou hart kom steel. Hy steel die silwer en die goud van die woord van God in jou hart. En hy steel dit omdat jy nie tyd in die woord spandeer en sê, Here, soos Dawid, hier's my goed afgebrand. Here, ek word kwaad. Here, ek murmureer. Maar wat gaan ek doen? Wat wil U vir my sê? Al agtervolg ek hierdie ouens of laat ek hulle gaan? Die Here sê, laat hom gaan. Sê, Here, maar die ou skuld my R1 miljoen, laat ek hom gaan. Hy skuld jou nog R1 miljoen. Maar jy laat hom gaan, want in jou hart het jy nie 'n byl nie. Jy dink nie aan hierdie ding die hele tyd nie. Jy kan nie wag om hierdie persoon ergens by te kom nie. Jy het vrygespreek. Jy's los. Die woord sê in Psalm 12 vers 7. Die woorde van die Here is rein woorde, silwer, wat gelouter is in die smeltkroes van die aarde, gesuiwer 7 maal. Wow. Elke woord, Psalm 18 vers 31. Die weg van die Here is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Psalm 119 vers 140. U woord is deur en deur gelouter en die knegg het dit lief. Psalm 19 vers 11. Hulle u woorde is begeerliker as goud. Ja, as baie fyn goud, soeter as heuning en heuningstroop. Nou in Spreuke 30 vers 7 tot 9. Koning Salomo skryf. Hy sê dat ek nie, as ek oorversadig geword het, u verloon en sê, wie is die Here? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die naam van God vergryp nie. Dis interessant, Salomo sê, laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Hierdie brood is, daar's brood vir jou bestem vir jou dag. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Here, want hierdie woord, dis wat Dawid doen. Here, wat maak ek? U wil vir my brood gee vandag. Die oomblik wat ek in die krisis kom, of in die situasie, die werksituasie, familiesituasie, weet ek hoe om dit te hanteer. Hy sê, hou valsheid en leentaal van my af weg. Hierdie is 'n kragtige stelling, want in wese kom hy en hy vra, Here, neem alles weg, behalwe die silwer en die goud
en die edelgesteentes van u woord. Ware armoede kom as die vyand die woord in jou lewe steel. As ek vir elkeen van julle moet vra hier, jy loop 'n pad met die Here, watter beloftes is oor jou lewe uitgespreek? Watter beloftes? Ons sit met 'n profetiese span hier voor. Ons wil nie tyd mors nie. 'n Vrou sê, hulle sit in 'n kafeteria en nou sê hulle, jy 'n woord wil hê, gaan jy daarna lewende woord en dan gaan jy vorentoe, daar vertel hulle jou fortuin vir jou. Jy sien, mense verstaan nie. Die profetiese gawe, dis waarom ons 'n profetiese skool het, is in die woord. Nou die oomblik as ek daarmee 'n fout vind, dan vind ek fout met 'n manier waardeur God met die kerk wil kommunikeer. En dis waarom ons 'n span het hier. Maar partykeer wil ek iets anders te hoor as wat die Here vir my sê. Agtervolg, maak die lot dood. Onthou, koning Saul verloor sy koningskap. En die profeet sê, maak almal dood, en hy spaar. Dis 'n tyd wat die Here met ons praat, en ons nodig het om te luister. Terwyl ons die woord bedien, het ek nog 'n gedeelte, gaan ons begin om die nagmaal elemente uit te deel. Ons gaan nagmaal hou, en jy wat die Here vertrou vir 'n wonderwerk, miskien net in jou sitplek, miskien wil jy vorentoe kom, die Here regtig vertrou, om op 'n bonatuurlike wyse te kom, en mense te kom ontmoet. Miskien het jy nodig om te sê, Here, ek loop met 'n byl in my hart. Ek sit in my kantoor en luister na egskeidingsstories. En weet jy, ek wil net huil. My arms om hulle sit en net saam huil. Maar wat wonderlik is, ek weet nie wie van julle het 'n paartjie getrou by Hartbeespoortdam gister. Een van die ander dalk. Iemand bel, hy sê ek's by 'n troue hier by Hartbeespoortdam. Sê iemand van Lewende Woord het die paartjie getrou. Sê is een van die beste troues nog bygewoon het. Sê dit was vir ons wonderlik. Die Here wil deur sy woord julle kan kom en solank die nagmaal elemente uitdeel. Die vyand kom en hy wil steel. Romeine 10:17 sê, deur te hoor en te hoor en te hoor kom geloof. Geloof kom wanneer ek en jy stem gee aan die woord van die Here. Ware Bybelse God gegewe geloof kom wanneer jy die woord van God hoor. God het bepaal dat daar geloof ingebou sal wees in sy woord. Daar's geloof ingebou. Hebreërs 4:12, ek wil daarmee volstaan. Dan kan die aanbiddingspan kom. For the word that God speaks is alive. And it's full of power, making it active, operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword. Terugkom na die man, gister by Woord in Aksie, gebroke vaderverhouding. Toe die man neerslaan na voor, ek sê, die Here sê vir my, jou pa het vir jou gesê, is gemors, is nog nooit gebore gewees het. En weet jy, dis 'n leuen. Jou pa het die sperm gegee, jou ma se oom was gereed om dit te ontvang, God het gevorm. For the word that God speaks is alive, it's full of power, making it active, operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword. It penetrates to the dividing line of the breath of life, the soul, and the immortal spirit, and of the joints and marrow, of the deepest parts of our nature. Die woord sny. Die oomblik wat ek in die woord inkom, it exposes, it sifts, it analyzes, and it not only analyzes, but net aangaan op die skerm daar, hy sê it analyzes, and it judges the very thoughts and purposes of the heart. Wanneer die woord van die Here kom, dan meet ek wat ek sê en dink en doen. En ek sê, Here, dis nie in lyn met u woord nie. Ek kan nie 'n wonderwerk verwag nie. Want Jeremia 1:12 sê, jou wag oor u woord om dit te volbring. Here, help my.
Ek bid dat die Here die naprediker van die woord sal wees. En terwyl ons in aanbidding is, laat toe dat die Here net met jou kom deel. En weet jy, miskien sit jy vandag hier onder die geklank van die woord, en jy gaan nou nagmaal gebruik. Dit het die Here sy liggaam en sy bloed gekos, om in 'n verbond met jou te gaan. En dis 'n bevestiging van die verbondsmaal, wat hy met jou het. Dat sy bloed jou wil reinig. En hy sê moenie 'n oordeel oor jouself eet en drink nie. Spreek vry, wanneer jy die beker van vryspraak neem. Laat gaan. Vergewe. Want Matteus 18 sê, dan verloor die martelaar sy hou vas oor jou. En die brood kan vir jou 'n wonderwerk bewerk. Ek onthou jare terug toe ek Dr. James van Sail ontmoet. Toe sê ek, Dr. van Sail, jy beleef seker meer wonderwerke as enige persoon wat ek van weet in die land. Ek het saam met hom op toer, ek was seremoniemeester vir hom. Wat was die ding wat die Here met jou begin deel het? Hy sê, elke dag het ons begin nagmaal gebruik. Dan het ons net bewus geword van die prys wat hy vir ons betaal het. En ons was dus oop vir vryspraak en vergifnis en vir wonderwerk op wonderwerk. Ons wees net so, terwyl ons hou die beker en die brood, en ons wees in teeraanbidding, net so terwyl ons wag tot ons almal het.